Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons as u kinders het om versoening vir ons sonde te hê. Omdat u dit bewerk het en u dit vir ons geskenk het uit u groot genade. Ons dankie Here dat u goed is vir ons, dat u barmhartig is vir ons. En ons wil graag dat hierdie grootsheid en goedheid van u naam verkondig word aan die ganse mensdom. Ons bid Here, terwyl u die disippels uitgestuur het en hulle 'n begin gemaak het aan die verkondiging van hierdie heerlike boodskap en dit oor 2000 jaar se tyd bykans tot elke uithoek van die aarde gekom het. Dank ons u Here dat u besig is om u kerk op hierdie wyse te bou. Daarom bid ek dat u sal voortgaan tot en met die volëinding dat u koninkryk uitgebou word en dat u naam geheilig word. En hierdie dinge is nie in ons mag nie. Daarom nader ons tot u troon en bid ons tot u, sodat u naam mag verheerlik. Ons bid Here dat u die kerk mag uitbrei en dat u koninkryk sal uitbou. En u het in die tyd waarin ons leef ook baie sondes van die kerk geopenbaar. En dit is in die media en mense praat daaroor. En sodoende is daar mense wat besig is om u naam en u reputasie in oneer te bring. En u leer vir ons uit u woord dat u ywer vir u eie saak en dat u verseker goddelose mense sal oordeel. Ons bid dan Here dat ons versterk sal word om te bly staan terwyl ons al die aanslagte het van die duiwel en hy losbreek in sy ywer om te kyk om die kinders van God stil te maak. En ons bid dan Here dat u ons sal versterk, dat u koninkryk gesuiwer en gereinig sal word in hierdie dinge wat vir ons soos chaos lyk, en dat u sodoende die kerk en die suiwere leer van u kerk sal laat voortbestaan. Ons bid dan ook Here dat u elke menslike wil sal bring tot onderdanigheid aan Christus, omdat u ons leer dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. En so het u dit oor verskeie magheersers van die geskiedenis gedoen, wat dit oorspronklik nie wou erken nie, maar op die ou end moes erken, dat Christus die Here is tot lof van God die Vader. Bid ons dan ook, terwyl ons weet van mense en familielede en vriende en kennisse en bure, wat u nog nie ken nie, bid ek dat u ons vrymoedigheid sal gee om die evangelie te verkondig. Ons bid dat u harte sal neem en hulle voorberei vir die boodskap van die evangelie, en dat u ons lippe sal voorberei, ons harte vrymoedig sal maak om die evangelie te verkondig, en u sodoende hierdie dinge bymekaar te bring, om harte te wen, om harte te oorrompel, om sodoende die knie voor u te buig. Ons bid Here, terwyl ons dan ook aan hierdie dinge dink, ons ook in die gebed dink aan ons landse regering. Ons bid vir ons konings en hooggeplaastes, ons bid vir hulle wat dan daardie posisies van mag inneem, ons president en die kabinet. Ons gebede is tot hulle en tot hulle bekering. En wanneer hulle nie voor u wil bekeer nie, wanneer hulle weier om gehoor te gee, dat u hulle uit die weg sal ruim en om plek te maak vir hulle wat u eer en u dien en u vrees. Daarom bid ek dat daar godsvrees in die parlement sal wees, godsvrees in die ministers sal wees en ons president sal wees. Ons nader tot u, want die hart van die koning, die hart van die heersers is in u hand en u lei dit soos waterstrome waarheen u wil. Maar ons bid ook Here dat u elke wil sal buig, selfs ook hulle wat in ons midde is, wat deur moeilike omstandighede gaan en wat siek is, dat hulle harte sal gebuig word na u wil, omdat ons baie keer so in moeilike tye kan ons so onrustig wees in ons gemoed, onstuimig in ons gemoed, onvergenoegd wees. En dan is dit so maklik vir die sielevyand om die murmurering wat ons daar in die wildernis kry, om dit te laat weergalm.
Daarom bid ek vir die wat siek is, dat U hulle sal beskerm en bewaar, dat U hulle sal oprig en genees, dat U hulle geestelik 'n stryd sal laat stry en oorwin, om hulle sterker aan die ander kant uit te bring, want U leer vir ons dat terwyl ons liggaam, ons aardse en ons natuurlike liggaam dag vir dag afgebreek word, U ons geestelik dag vir dag vernuwe. Daarom bid ek vir elkeen van ons vir vernuwing, in die besonder vir hulle wat besig is om 'n stryd te stry. Maar Here, U werk nie net deur stryd nie, maar U werk ook deur voorspoed, want soos wat U heilige apostel vir ons geleer het, dat in alles is hy onderrig om in oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Daarom bid ons ook, Here, dat wanneer ons oorvloed het, ons daardeur geleer sal word om dankbaar teenoor U te wees. En wanneer ons ly in armoede en in moeilike omstandighede, dat U ons daarin sal leer om op U te vertrou. Ons vra U, Here, dat U ons dan sal voorsien wat ons elke dag nodig het, na ons daaglikse brood, vir ons voorsiening te gee, vir ons as gemeente en ook as gemeentelede, en ook vir die middele wat ons nodig het om die koninkryk uit te bou, en vir ons kerk, en verskeie predikante, en vir hulle wat besig is om kruiskultureel te werk, dat U ook daar middele sal voorsien, omdat dit in daardie gevalle baie keer 'n gebrek is. Ons bid dan ook, terwyl ons hierdie heerlike oorwinning in Christus het, weet ons dat ons 'n vyand het in die duiwel, maar ook in die wêreld en ook in onsself, naamlik die oorblyfsels van die sonde wat nog in ons is. En bid ons, Here, dan dat ons beskerm sal word deur al hierdie vyande. En die een waarvoor ons die minste waaksaam sekerlik is vir onsself, en dat ons ou sondigheid so maklik weer na vore kan kom om ons in die versoeking te bring. Bid ons versterking, dat ons die wapens van ons stryd sal aan hê om dan weerstand te bied, sodat U naam verheerlik word. En ons bid dan, Here, dat U ons geopende oë sal gee, geopende ore sal gee. U alleen kan ons harte bewerk en ontvanklik maak vir die saad van die woord, om sodoende deur die saad van die woord, die onverganklike saad van die woord, dan nie net weergebore te word nie, maar ook om gevoed te word, soos wat babas gevoed word met melk, so word ons gevoed met die suiwere melk van U woord. Bid ons dan dat U ook in ons harte daardie dankbaarheid sal bring. Ons bid dan dat ons attent sal wees op wat die Gees aan die gemeente sê, geopende ore om te hoor, maar ook gewillige harte en gewillige hande om te doen wat U vir ons leer. Dit vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam, amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 2, vanaf vers 12 tot en met vers 17, hoor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam, geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Ons fokusteks, vers 12, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. En die tema van ons boodskap, God spreek deur sy seun en beoordeel ons werke
luister na sy vermaning. God spreek deur sy seun en beoordeel ons werke, luister na sy vermaning. Die volgende brief is die brief aan die gemeente Pergamus, en ons het nou al reeds gekyk na Efese en Smyrna, en Jesus maak dit duidelik aan hierdie gemeente die positiewe en die negatiewe, dit wat hulle reg doen en wat hulle verkeerd doen. En so word hierdie brief dan gerig en geskryf aan die engel van die gemeente. Die engel van die gemeente het ons gesê, die oorspronklike woord is boodskapper, en dit kan verklaar word en vertaal word as 'n engel, 'n heilige engel van God, of dit kan net eenvoudig 'n boodskapper beteken. En in die lig van die verklaring van hierdie gedeelte sien ons dan dat daar is nie 'n engel wat die boodskap ontvang en dan ewe skielik verskyn daar, dis 'n leë kansel, en ewe skielik verskyn daar 'n heilige engel en hy bring die boodskap nie, maar dis die leraar wat verantwoordelik is dat hierdie brief getrou aan die gemeente voorgehou moes word. En sodoende het God 'n duidelike struktuur wat hy daar stel. Hy het onder die engele het hy ook strukture, en ons lees van verskeie soorte engele, en ons lees ook dat die kerk het verskillende strukture, en sodoende weet ons dat daar van die wildernis af 'n rebellie was teen Moses, wat soms gekom het van sy eie broer Aaron en sy eie suster Miriam, selfs die mense wat baie naby aan hom was. En so kan ons reg deur die skrif sien hoe Saul byvoorbeeld die diensknegte van die Here, die priesters, laat doodmaak het en hom nie gesteer het aan die orde wat God daar gestel het nie. Hy was die, kan ons maar sê, politieke hoof gewees, maar die hoofpriester en die priesters was die geestelike leiers. En hy wou bo oor hulle kop spring, dis maar wat die Satan doen, hy wil homself verhef, en so verhef het Saul homself verhef bo aan die geestelike leiers van Israel en hulle laat doodmaak. En so die leraar word geteken. Daar's 'n teken op die rug van die leraar. En ek dink in daardie opsig, my omtrek sê daar's 'n groot teken, hy kan 'n lekker groot sirkel kan hy trek, en sodoende is dit vir die kerkraad en vir die gemeente dan die verantwoordelikheid dat ons in hierdie stryd stry, ook in die gebed vir die leraar, vir die kerkraad en vir die gemeente. En Christus openbaar homself dan aan die ander kant, terwyl daar die geestelike stryd woed, as die een wat die swaard het wat uit sy mond kom. Dit het ons in Openbaring hoofstuk 1 gesien, maar hier in Openbaring hoofstuk 2 word dit weer herhaal met betrekking tot, en ek het vir u gesê dat die skerp tweesnydende swaard, hy's aan weerskante skerp, so dit maak skeiding tussen reg en verkeerd. Vir ons as gelowiges genesing. Maar wanneer ons verkeerd wandel, dan maak God 'n skeiding. Hy kap dit wat verkeerd is, kap hy af. En so dan kom daar baie keer 'n krisis in ons lewe, sodat dit wat ons aan vashou, aan dinge wat ons bo aan Christus stel, word baie keer dan afgekap. En sodoende het Christus dan vir ons in gedagte, iets goeds in gedagte, deur die krisisse wat hy oor ons lewe stuur. Maar hy kap nie net af nie, hy heel ook. Jy sien, dit word vervang met die regverdige dade wat God wil hê ons moet doen. Daar's nie net bekering nie, maar daar is ook 'n opstanding uit die dood. Bekeer en laat staan. En so neem die goeie op. Hosea 6 vers 1, kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. So die skerp tweesnydende swaard is vir ons as gelowiges sny en genees. Sny en genees. Vir die goddelose is dit sny, en as hulle bekeer, genees, maar as God sny en hulle volhard, dan sal hy hulle neerslaan met sy skerp tweesnydende swaard.
En so dit beteken dat Christus onderskeid maak. Primêr, ons weet van die wêreld, ons weet van die dinge wat die wêreld verkeerd doen, maar hy praat met sy kerk, hy praat met ons. En daarom bring hy die swaard om vir ons te laat weet wat is reg en wat is verkeerd. En nou die boodskapper word baie keer die teiken op sy gerig gesit, nie net van die bose se kant af nie, maar van mense wat sê, wel, ons is regverdig, ons wandel reg, en so gee vir ons net die goeie nuus, gee vir ons net goeie boodskapies, om dat ons self opgebou kan word. Maar dis nie die swaard wat Christus gegee het nie. Die swaard van Christus sny ook diep in dit wat ons as kinders van God in ons pad van heiligmaking wandel, is daar ook die verkeerde dinge wat Christus uitwys. So daarom help dit nie om kwaad te wees vir die boodskapper nie, want dit kom van Christus en hy beveel die leraar om dan te sê wat hy te sê het en die skerp tweesnydende swaard dan bloot te stel. Nou Adam en Eva toe hulle gesondig het, toe hulle uit die tuin van Eden geban en daar was 'n engel van die Here wat gestaan het met 'n swaard wat vlam en flikker. En so in daardie opsig het Adam en Eva duidelik geweet dat daar is iemand wat die tuin en die toegang tot die tuin bewaak. Die bewakers van Israel was diegene gewees wat dit verkeerdelik hanteer het. En daarom sê Christus, julle die sleutels van die koninkryk. Julle verhoed ander om in te gaan en self gaan julle nie in nie. So hulle is soos mense wat met 'n swaard staan en sê wat reg en verkeerd is, maar hulle doen self nie wat reg is nie en hulle sluit dan ook die koninkryk vir ander toe. Die regte wyse is sodat die leraar kan kom en die waarheid kan verkondig en dat dit nie mense moedeloos sal maak nie. Maar die weg is bekering. Die weg is dat die swaard uitwys en uitlig wat verkeerd is, bekering tot God en geloof in Christus. So dis hoe Christus homself aan hierdie gemeente openbaar en dis wat ons binne in hierdie brief sal sien, dat daar dinge is waarby Christus dan met die swaard van sy mond dinge stel wat hulle reg doen en wat hulle verkeerd doen. So die Here sê vir hulle, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waar Antipas, my getroue getuie was, wat gedood is, by julle waar die Satan woon. So dit is 'n algemene opmerking wat hierdie mense maklik sou verstaan het. Maar nou, vir ons wat aan die buitekant is dit soms moeilik, want ons ken nie die omstandighede so goed van die gemeente self en die agtergrond van die gemeente so goed nie. Daarom, wanneer ons agtergrond kry, dan moet ons delf daarin om te sien, wat kan ons als daaruit kry, maar nou is dit vir ons moeilik. Nou so kom ons vat hierdie gedagte van in Pergamus by hierdie gemeente, waar in daardie stad die Satan woon. Kom ons vra onsself die vraag af, in die lig van die skrif, waar sou ons sê, woon die Satan? So ek gaan dit in die algemeen sê, en ek gaan dit dan meer die kringetjie nouer maak op Pergamus. Die Satan sien ons, nadat Jesus gedoop is in die Jordaan, word hy deur die Heilige Gees gelei na die wildernis van Judea, en daar het die Satan hom versoek. Waar is die wildernis van Judea? Dis letterlik, as jy by die poorte van Jerusalem uitgaan na die suide toe, dan begin die wildernis van Judea. Soos naby aan Jerusalem, maar dis nog steeds buitekant Jerusalem. En so dis daar waar die Satan vir Christus ingewag het. En dit vat ons verder terug na die volk Israel, die seun wat God uit Egipte geroep het, wat in die wildernis versoek is. Die volk Israel versoek is deur die versoeker. En Christus sê ook dat wanneer 'n duiwel uitgedryf word, hy op deur waterlose plekke gaan,
ander kry wat slegter as hy self is, terugkom, die plek mooi skoon uitgevee en 7 ander slegter as hy self bring en ingaan by daardie persoon waarby die duiwel uitgedryf is. En dan die laaste is erger as die eerste. Waterlose plekke. Wat is 'n waterlose plek? Dit is woestyn. En so is dit so dat die duiwel dan letterlik in die woestyn gedeeltes werk, dan kan ons seker baie bly wees, want Natal kry baie reën. Is hy bang vir reën? Is hy bang vir water? Nee. Die gedagte is dat ons simbolies kan sien dat die duiwel dor en onvrugbaar is. En hy eintlik vernietiging saai. Die 2 kontraste van die tuin van Eden en die volk is Adam en Eva en hulle nageslag uitgedryf uit die tuin uit. En so die kontras van Eden is 'n wildernis, is 'n woestyn. So kom ons bring dit dan nou na Pergamus toe. En wat baie mense dink is dat omdat die Pergamus dan in 'n stad was waarin daar baie afgodery was. Onder andere een van die afgode is Asklepios. Nou, u sal weet, en die van u wat met die medies te doen het, dan sal jy partykeer op ambulanse of op die ingang van 'n hospitaal sal jy sien dit lyk soos 2 slange wat om 'n paal gekrul is. En dis amper soos wat die teken van Asklepios gelyk het. En dit is gesimboliseer deur 'n slang. So daar was 'n tempel vir Asklepios en hulle het allerhande geneesmiddels wat hulle gemaak het. Hulle het medikasie gemaak, salf aangemaak. En dan het hulle hierdie rituele gehad waar hulle mense dan binne in hulle tempel van Asklepios gebring het, hulle laat neerlê het en dan hulle in 'n trance toestand gebring het. En dan vat hulle slange en dan plaas hulle die slange op mense en dan sê hulle dan die slang straal dan genesingswaarde uit. En so sommige neem die assosiasie van die duiwel wat dan op sy buik moet seil, stof moet eet al die dae van sy lewe en neem dan Openbaring self praat van die duiwel as die slang van ouds en neem dit dan na wat in hierdie stad Pergamus en die tempel van Asklepios is en sê dit is waar die Satan woon. Maar ander vergelyk dit nou eerder met die volk Israel wat dor was. Die volk Israel toe Christus geopenbaar, toe die Messias geopenbaar is, was Israel geestelik 'n woestyn. Hulle het die tempel gehad, net soos wat die wildernis naby aan Jerusalem is, maar dit is nie Jerusalem nie, so was die volk baie naby. Maar hulle was nie in die Messias, in Christus nie. Hulle het naby gekom. Christus het gewaarsku en gesê dat daar baie is wat luister na die boodskap van die evangelie. Hulle kom naby die poort, maar hulle gaan daar nie in nie. Hulle draai net voor die poort, draai hulle om. Wat interessant is toe Christus gekom het in een van die sinagoges van Kapernaum, toe hy in die sinagoge van Kapernaum kom, ontmoet hy daar iemand wat deur 'n onrein gees ingewoon word. Die sinagoge, sê die kerk, 'n duiwelsbesete man in die sinagoge. En so, wat sê dit vir ons van die standaard van daardie sinagoge? Dat daar lerings van duiwels in daardie sinagoge gebring is. Geen wonder dat hulle so vyandig gesind was teenoor Christus toe hy die goeie nuus van die evangelie gebring het nie. En die mense van Kapernaum soos 'n boek toegeslaan het en Christus oor hulle
moes sê dat dit vir Sodom en Gomorra verdraagliker sal wees in die oordeel as vir hulle. En daarom neem mense hierdie konnotasie dat daar waar die Satan woon is, omdat daar 'n geweldige aanslag van die Judaiseerders was teenoor die kerk. En ek sê, waarom die hele tyd Judaiseerders, ons praat nie van die Jode nie, want ons het in ons tyd baie Jode haat. So, hulle is Jode, maar dit is nie al die Jode nie. Die apostels was ook Jode geweest, maar hulle was regverdig. So, dan sal mense dink as ons sê, ja, die Jode doen dit, en hulle is so sleg, en hulle doen dit verkeerd, en dan is ons Jode haters. Maar dis nie die geval nie. Die binne en onder die Jode, oorgrote meerderheid, was Judaiseerders geweest. Hulle wou mense onder die oorleweringe van die ou mense bring. En dis hoekom hulle sommige dan Bybelverklaarders dan eerder dink dat ja, Asklepios is daar, maar daar's ook baie afgodstempels. Nou die woord Pergamus beteken dan 'n sterk fort. En dit was in gewoonlik elke stad het 'n heuwel gehad waarop verskeie afgodstempels was. Hoekom word daar niks gesê van die afgodstempels van die Grieke of die Romeine nie? Afgoderry is mos afgoderry, of dit Asklepios is en of dit die gode van Olympus is of wat ook al. En so daarom is daar hierdie gedagte dat hier was 'n besonderse sterk aanslag van die Jodese kant af. In so 'n mate dat ons lees van Christus wat praat van 'n sekere Antipas, getroue getuie wat gedood is. So hierdie aanslag teenoor die gemeente het al die lewe van gemeentelede geëis. En wie's Antipas? Nou Antipas was eintlik 'n baie algemene naam in antieke Rome en in daardie Romeinse ryk. Anti is in die plek van, soos die Antichrist. Antichrist wil in die plek van Christus, en die gees van die Antichrist is al van die tyd van die apostels af aan die werk. Anti, maar dit is nie noodwendig 'n negatiewe term nie, want antipas of antipater is die woord vir in die plek van pater, pa. In die plek van jou pa. So wanneer jou pa 'n besigheid het en jy vir hom werk en hy sterf af, dan is jy antipater. Jy's in die plek van jou pa en jy neem dan die besigheid oor. En so die junior persoon, die seun, word dan antipater genoem. So in ons tyd dan praat ons van Koos en Klein Koos, Piet en Klein Piet. Ons praat van die persoon, en dan in Engels is lief om te praat van junior. So Antipas is eintlik junior van wie die pa is. So wat weet ons daarvan? Nie veel nie, maar wat ons wel is waar weet is ons kry 'n tipering daarvan dat die Vader, ons hemelse Vader, het sy seun gestuur. En die seun was die ambassadeur van die Vader. En hy het gekom om in ons plek te ly en te sterf. En Antipas het in die voetspore van Christus gevolg. Hy het sy lewe vir God gegee en het gesterf. En nou moet ons weet dat die mense in daardie tyd 'n geweldige prys betaal het vir hulle geloof en baie van hulle gedood is. En Christus sê, ek sien dit raak. Ek sien dit raak, julle het mense onder julle, en waarskynlik kon dit ook wees dat hierdie Antipas 'n vorige leraar van die gemeente was, 'n vorige engel van die gemeente was. So hierdie gemeente was getrou tot die dood. Maar soos Efese, terwyl daar sekere dinge wat reg is, word daar ook op die ou end vir ons gesê dat dinge is nie heeltemal soos dit veronderstel is om te wees. En dan weer, waar die Satan woon, of waar die Satan se troon is en waar Satan woon, word dan gemeld. So, waar die Satan se troon is en waar die Satan woon. So daar word klem gelê hierop,
baie sterk klem gelê. En sodoende moet ons besef dat hierdie geweldige stryd waarin die gemeente was, sien die Here raak. En kind van God, ek en jy, terwyl ons in hierdie wêreld leef en ons sien die koerante is vol van haat en gif wat versprei word teen die Christendom, en daaroor oor die radiostasies gepraat word, oor verskeie aantuigings en dinge teen die kerk, en soms verdien kerke dit terwyl hulle besig is met dwaallering, in so 'n mate dwaal dat selfs die wêreld stom geslaan word. Het ons hierdie geweldige aanslag wat die bose teen ons het. Maar ek en jy moet die versekering hê dat Christus gesê het, hy het gekom om die wêreld te oorwin. Hy het gekom om die bose te oorwin en te oorrompel, en self ook om ons eie sondige natuur te oorrompel en te oorwin. Hy is die oorwinnaar in alle opsigte. So daarom moet die geestelike stryd my en jou nie laat bang wees. Jy sê bang, kind van God, vir die geestelike stryd wat in jou lewe woed. Jy sê bang dat jy in hierdie stryd dan nie omhoog gehou sal word en sterk gehou sal word deur God nie. Moenie dat daardie vrees na jou kant toe kom nie. Staan dit teë, want ons het die volle wapenrusting aan. En in daardie volle wapenrusting, die helm van die verlossing, is die versekering dat Christus alles vir ons ten goeie sal laat meewerk, dat ons kan weerstand bied terwyl die bose besig is met 'n aanslag teen ons gedagtes. Die borsharnas van die geregtigheid. Hy's besig om dit aan te val. Hy's besig om ons vrymoedigheid weg te neem, die bereidheid van die verkondiging van die evangelie, dis die skoene aan, die gordel van die waarheid. En sodoende het ons hierdie verskeie aanslag van die bose. So kind van God, terwyl die bose 'n aanslag loods, terwyl ons al hierdie slegte nuus het, moenie moed verloor nie. God het in sy woord vir ons die beloftes gegee. Op die uur wat dit die donkerste lyk, kom die lig deur, dan is dit op die tyd van die laaste uur van die nag, dan breek die son deur en skyn helder en verdryf die duisternis. So ons het nie nodig om te vrees nie, maar ons moet attent wees daarop. Ons moet verseker weet dat die sielevyand besig is. Verder ook, die Here spreek dan die dinge aan wat verkeerd is in die gemeente. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So verdra my nou maar weer eens om die agtergrond te gee, want daar is sommige wat nie weet wie Bileam is nie. Nou, Bileam en Balak was die koning van Moab in die tyd toe Moses en die volk in die wildernis rondgetrek het. En so Balak was bevrees vir Israel. En as Balak net die moed van sy oortuiging gehad het en na Moses toe gegaan het en 'n vergadering met hom gereël het en gesê het, hoorie, wat sien julle is die toekoms van die Moabiete? Dan sou Moses gereageer het soos die Here vir hulle gesê het, om nie die Moabiete en die Edomiete as vyande te beskou nie. Hulle is broers. Maar nou in hierdie onkunde en vrees en onwilligheid om te luister na die volk wie God gekies het, om hulle wysheid te gaan opsoek, maak hy sy eie planne. En hy gaan hier amper sê ek 'n toordokter. Hy gaan hier 'n towenaar, wat nie ver daarvan af is nie, om Israel te vervloek. En wat Bileam alreeds weet, toe Balak vir hom gesê het, ek wil hê jy moet Israel vervloek, toe weet hy van die begin af, dat Israel kan nie vervloek word nie. Weet, ons het baie keer hierdie WhatsApp goeders wat gestuur word, wees tog versigtig, want daar is hierdie kultusgroep, wat so van plek tot plek beweeg, en hulle het hierdie swart bussie, waarin hulle ry, dan stop hulle voor kerke, en dan stop hulle voor mense se huise, en dan bid hulle saam teen hierdie mense, om vloeke op hulle te bring. Dan
raak mense amper half hysteries. Die skrif leer vir ons, die duiwel kan nie 'n vloek op die kinders van God bring nie. Nie toordokters nie waarsêers nie towenaars nie, geen kultiese leiers nie. Daar's niemand wat 'n vloek op die kinders van God bring nie. God spreek die seën en die vloek uit. En die wat in die kultiese bewegings is, wat hulle maar nie besef nie, is dat hulle blootgestel is aan hulle eie vloeke. Maar wat van God se kant af is, kan jy nie dit wat God seën, kan jy nie vervloek nie. Biljam het dit geweet, maar hulle staan met 'n cheque voor die deur. Nou, checks is ook nou iets wat tot niet is, so, maar in elk geval, hulle staan met geld in die hand. Want dan gaan op een van die dae, lyk dit my weg is, maar hulle staan met iets daar, 'n beloning. En Biljam staan en hy kyk die beloning so en hy dink by homself, ek kan Israel nie vloek nie, maar ek kan 'n ander plan maak. En so het al hierdie rituele wat hy maak asof hy Israel vervloek en offers bring en allerhande dinge en rituele wat hy deurgaan en hy wend homself tot towery. En aan die heel laaste keer sien ons, hy wend hom nie meer tot towery nie. En 'n interessante profesie volg, spesifiek oor Christus. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie, ek wil praat dan nou juis van, hy kom tot op die ou end uit met die waarheid teenoor Balak. Koning Balak, ek het nou alles probeer, maar ons kan nie vir Israel vervloek nie. Niks wat God seën kan ons vervloek nie. Maar jy het nou weer gesê, daardie bedrag wat jy vir my tot my beskikking sal stel, is hoeveel nou weer? Ek kan dalk vir jou 'n plan maak, ek het raad vir jou. En dit is, laat Israel teen God draai. Laat Israel God se vyand word. En dan sal God hulle self straf. So gesê, so gedaan. En so wat die Moabiete doen is, hulle reël 'n groot fees, baie naby aan die laar van Israel. En dis 'n fees vir hulle gode. En hulle het jong meisies wat hulle kry om daar te gaan dans aan die kant van Israel en hulle te verlok en te verlei vir seksuele gemeenskap en afgodery. En Israel baie van die jong mense sluk dit lynhoek en sinker. En sodoende het God dan sy volk geoordeel as gevolg van hulle sonde, omdat hulle sy gebooie oortree het, en hy vir hulle dit duidelik gestel het, as julle my gebooie wandel, dan sal ek julle seën, maar as julle my gebooie ongehoorsaam is, sal ek julle oordeel. En hulle het dit geweet en hulle het moedswillig gegaan en afgodery gepleeg en hulle het gehoreer. En hierdie voorbeeld word genoem dat Christus sê, daar is mense onder julle wat dieselfde dinge doen. En sodoende bereid is om die kerk te laat val ter wille van hulle eie begeertes en geld. Daar's 'n Amerikaanse skrywer, 'n vroutjie met die naam van Megan Basham. En sy het 'n boek geskryf, Shepherds for Sale. Ek het hom nog self nie gelees nie, ek het al onderhoude wat hulle met haar gevoer het oor hierdie boek. Maar sy het verskeie dinge geopenbaar van verskeie groepe wat kerklike instansies finansiëel steun om hulle guns te wen om te praat ooreenkomstig wat hulle wil. So die tweede grootste finansiële ondersteuner ten gunste van aborsies in Amerika, dis wat Megan Basham toe nou aan die lig gebring het, en sy word gehaat daarvoor, is dat daar 'n sekere instansie is wat $100 miljoen vir Planned Parenthood, aborsie
Planned Parenthood is terwille van aborsie in Amerika, het hulle geskenk en hierdie selfde maatskappy het dan Christianity Today finansiëel ondersteun. Christianity Today is gestig deur Billy Graham en hy het hierdie tydskrif begin om die konservatiewe kant van wêreldgebeure en nuus dan te gee. So maar mettertyd het hierdie tydskrif al verder en verder links beweeg en het geld ontvang van hierdie donateurs, hierdie finansiële ondersteuners en praat nou ten gunste van dinge wat hierdie donateurs wil hê. So geld praat. En ek wonder baie keer, ek het nie die detail en data van wat in Suid-Afrikaanse teologie besig is om te gebeur nie, maar u weet, as u die media dophou, dan weet u daar sekere dinge wat sekere kerkgroepe kom by mekaar met ander gelowe en hulle hou saam dienste en saam nagmaaldienste ensovoorts. En dan kan ek nie anders as om te wonder hoeveel geld is gewissel aan die agterkant van dit wat hier besig is om te gebeur nie. So dis 'n ou ding. Dis wat Biljam gedoen het. Dis wat ons tydens Israel se geskiedenis gesien het. Dit is wat ons in die kerkgeskiedenis gesien het in die tydperk van die reformatore, in die tydperk van die reformatie. Eintlik voor dit, tydens, na dit, die Rooms-Katolieke kerk kon mense bisdomryke gekoop het vir geld. Dis wat hulle gedoen het. En so daar kon mense wees wat totaal en al nie teologies opgelei is nie, maar omdat hulle geld in die hand het, het hulle dan 'n bisdomryk gekoop en het hulle daardie mag gekry. U kan onthou Simon die towenaar, Handelinge hoofstuk 8, geld aangebied vir die apostels om die gawe te ontvang om die Heilige Gees oor te dra, om die Heilige Gees aan mense te gee. So dit gebeur van daardie tyd af, dis niks vreemds, dis iets wat algemeen voorkom, en so dit is mense uit eie geleedere wat dinge doen om die kerk te ondermyn. So die Here spreek hulle aan. En dan ook die leer van die Nikolaïte vashou. En dit het ons ook gesien by Efese, die naam Nikolaïte, maar Efese het die leer van die Nikolaïte gehaat. Hierdie gemeente is daar mense wat vasgehou het aan die leer van die Nikolaïte. Ons weet nie spesifiek wie die Nikolaïte is nie, maar daar is vermoede dat onder die Judaiseerders, net soos wat hulle in Jerusalem bekend gestaan het as die Sadduseërs, die Fariseërs, en die Esseners en die Yveraars of die Kanaanites. Dit is hulle name daar. En sommige vermoed dat in Europa en Klein-Asië het hulle ook hierdie faksies gehad, maar wat onder ander name gefunksioneer het. So dit kan 'n moontlikheid wees. Maar hoe dit ook al sy, Nikolaïte het dwaallering verkondig en kon moontlik 'n groep wees onder die Judaiseerders. En nou Christus se boodskap, finale boodskap aan die gemeente Pergamus. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Die Here verseker ons dat hy staan as die bewaker van Israel, ons as sy volk. Die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Hy kom en hy wag nie tot die laaste dag nie. Wat die kerk aanbetref, gryp die Here in en hy oordeel goddelose mense. Dit het ons gesien alreeds in Ananias en Safira wat gelieg het vir die Heilige Gees en mors dood neergeslaan het. En so doen die Here ook in sy eie volk, sy volk gestraf, en hy sê dit sodat hulle nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Ons dink aan koning Usia wat binne in die heiligdom ingegaan het waar hy nie mag gegaan het nie en waar die Here hom met melaatsheid getref het. En sodoende is daar verskeie voorbeelde van hulle. Die Here sê, ek kyk na my kerk. En wanneer ek waarsku en mense nie luister nie, dan sal ek kom en ek sal ingryp. En die swaard sal uit my mond uitgaan. En dit is nie dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus is wat ons in die begin van die brief lees,
dat die swaard uit sy mond gaan, dat hy vir ons leer, wat is reg en wat is verkeerd, daar die onderskeid. Maar wanneer mense besig is om dinge te doen, en hulle dink, hulle doen dit in die geheim, niemand sien my nie, niemand weet daarvan nie, God oordeel. By die nagmaal word ons gewaarsku, dat mense op 'n onwaardige wyse eet en drink, en hulle eet en drink 'n oordeel oor hulle self. So die Here het slegte nuus vir die gemeente. As mense nie bereid is om hulle te bekeer nie, sal hy self ingryp, en hy sal na hulle toe kom. Ek bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en teen hulle oorlog voer. So die Here doen besoeking teenoor die gemeente, en hy oordeel die individue. So die gemeente lei ook daaronder. Net soos wat Israel gelei het daaraan toe Achan van die bangoed gesteel het, en baie onskuldige mense onder die volk gesterf het. So dis die waarskuwing. So waarsku die Here ook vir ons, as ons besig is om dinge agter die skerms, onder duims, besig is om te doen, dan sal hy ingryp. Ek hoop dit is duidelik. En dan sluit hy nie af met slegte nuus nie, maar goeie nuus. Aan die wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en sal hom 'n wit keersteen gee. En op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. En so wat is manna? Manna is die voedsel wat die Here vir sy volk, die brood wat hy vir sy volk gegee het in die woestyn. 6 dae kon hulle dit optel. Die 6de dag moes hulle 'n dubbele porsie optel, want hulle mag nie op die Sabbat optel nie. En sodoende het dit wat gesimboliseer. Jesus sê, Johannes hoofstuk 6, ek is die lewensbrood wat uit die hemel neergedaal het. Dit simboliseer Christus. So, aan die wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgen manna. Christus gee homself in die oorwinning, kom gee hy homself meer en versterk ons, en ons het die volgende oorwinning, en Christus gee homself. Hy gee homself voortdurend. Maar ook 'n wit keersteen met 'n nuwe naam, en hulle sê by die Olimpiese spele het mense dan 'n wit keersteen gekry, wat met wit klip, of soms is dit nou baie fancy besigheid is, dan het hulle ivoor gevat en daardie naam op ivoor geskryf, en dan is hulle uitgenooi na eksklusiewe geleenthede toe. En so kom Christus en hy sê, hierdie keersteen is, jy wat oorwin, jy ontvang hierdie keersteen. Nou wie oorwin? Is dit omdat ons so sterk en so slim en so wys en so heilig is? Nee, Christus werk dit in ons deur sy genade. Daarom kan ons opstaan. Daarom kan ons oorwin. En as gevolg van God se werk in ons, plaas hy die keersteen in ons hand. Ons het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees en te luister. En ons is eksklusief uitgenooi na die grootste geleentheid, en dis die bruilof van die Lam. 'n heerlike geleentheid vir ons as kinders van God, waar ons vir ewig in die teenwoordigheid van die Here sal wees. Maar is duidelik dat die Here self besig is om te sif. Ons weet die duiwel wil ons sif, maar die Here self ook kom met 'n siftingproses om 'n skeiding te maak tussen die wat die Here werklik wil dien en die wat die Here nie wil dien nie. Maar hy sluit af met die wat oorwin het hierdie wonderlike beloftes. Sal vashou aan die waarheid. So kind van God, God het ons as gemeente in die oog. Hy weeg wat ons doen en hy waarsku ons om weg te bly van dwaling af. Om weg te bly van gierigaards, wegbly van dwaalleraars, wegbly van mense binne die gemeente wat nie die gemeente se beste wil in gedagte het nie, maar eerder besig is om vernietiging te saai. Dat ons onsself sal afsny van hierdie mense, dat ons kan weet wat die gevare is, wat daar is, maar ook
kom hy met hierdie troostende woorde, dat die lewe wat hy gee, hou hy in stand, versterk hy, en ons sal dit sien in 'n lewe wat gelewe word tot eer en verheerliking van die naam van die Here, en sodoende opstaan vir die waarheid, en ons dan tot die einde toe volhard, omdat hy dit ook vir ons as 'n gawe gee. Kom ons maak ons harte stil en dan dank ons die Here. Hemelse Vader, ons dank U vir 'n goeie werk wat U in ons begin het, en dit sal volëindig. Dankie Here vir die werk wat U ook deur ons doen, terwyl ons besig is om ons tee te sit, en besig is om ons te bekeer van die slegte, die sondige dade, dwaallering, en dit wat U nie behaag nie. Ons bid dan Here, dat U ons sal versterk, en dat hierdie goeie werk wat U begin het, dat U dit sal volëindig, en bid ons dan Here, dat ons as gemeente saam in eenheid sal saamstaan teen boosheid en sonde en afgodediens, en alles wat haatlik is teen U en teen U kerk. Ons bid Here dat U ons 'n nuwe perspektief sal gee, dat ons opnuut opgewonde sal wees, ook vir die uitnodiging wat U aan elkeen van ons gegee het, om deel te wees aan die bruilof van die Lam op die laaste dag, wanneer ons vir ewig dan saam met U sal wees in heerlikheid. Help ons dat hierdie gedagtes ons kop sal vul, en dat ons opgewonde sal wees daaroor, want waar ons hart is, en waar ons skat is, daar sal ons hart wees. En so weet ons dat daar hierdie skat is, wat U vir ons weggebêre het, en ons hart ook daarin is om opgewonde, met hoop en met geloof uit te kyk vir daardie laaste dag, terwyl ons volhardend in dankbaarheid teenoor U leef. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.